Hey lief, vriende, hartlik welkom by ons tweede aandbijeenkoms van Pinkster hierdie jaar. So net 'n vinnige terugflits na gisteraand. Gisteraand het ons saam met mekaar gelees uit 1 Tessalonisense 1 vers 9. Aan die hand van die tema, draai weg. Ons het die woorde gelees, hoe julle omgedraai het na God. Weg van die afgode om die lewende en die ware God te dien. Nou, die woord om te dien is waarmee ons volgende gaan besig wees. Nou, die Griekse woord daarvoor is doulein. Dit is hier 'n infinitief om te dien. Maar as ons dit vergelyk met die naamwoord, dan is die naamwoord doulos, wat beteken slaaf of 'n dienskneg. Met ander woorde, wanneer ek dan wegdraai van die afgode om die lewende en die ware God te dien, dan wil ek as ware 'n slaaf of 'n dienskneg in sy diens word. Nou, hoe sou hierdie diens aan die Here dan lyk? Wat is die vorm? Wat is die gestalte wat dit sal aanneem? Die eerste aspek daarvan is om lief te hê. Nou, ek weet nie van jou nie, het jy ook al daarop gelet hoe verskillend mense die woord liefde verstaan. So ek onthou dat ek het op universiteit 'n vriendin gehad wat graag vleiende taal gebruik het, soos woorde soos met liefde, jy's hier in die hart, en allerlei vleiende woorde en geuite uitdrukkings daarby gevoeg het. En dan heel gereeld baie verbaas gestaan het wanneer sy sê sy kan nie verstaan hoe is daar nou alweer 'n ou wat op haar verlief geraak het nie. Sy weet nie hoe gebeur dit nie. Want jy sien, mense gebruik die woord liefde verskillend. Nou, hoe help dit ons om ons teksgedeelte vanaand beter te verstaan? 1 Tessalonisense hoofstuk 4 van vers 9 tot 10. Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê, en julle doen dit ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Maar ons versoek julle egter dringend broers, lê julle nog meer daarop toe. Nou, as ons vanaand praat oor lief hê, moet ons vir mekaar sê, dan watter tipe liefde het Paulus in gedagte? Aangesien ons weet dat die begrip liefde uiteraard baie ruim gebruik kan word. Nou, die liefde wat hy hier in gedagte het, in die Grieks lees dit as volg: tes philadelphias. Dit is broederliefde. Let daarop, dit is nie die agape liefde nie. Nou sal ek vir myself wil vra, so is hierdie broederliefde dan iets wat beperk is tot die binnekring van my familie, daar waar ek tog my broers en my susters in my binnekring het? Nee, Paulus se begrip is baie ruim. Sy begrip van broederliefde is nie beperk tot 'n broer in die biologiese sin van die woord nie, maar sluit enige medegelowige hierby in as 'n medebroer. Nou sal jy dalk vra, so dis seker iets wat ek selektief kan toepas. Ek kan seker maar lief wees vir hulle wat vir my lief is, of vir daardie mense waarvan ek hou, want sommige broers is tog net makliker om lief te hê as ander. Sommige gelowiges is net makliker om lief te hê as ander. Maar nou hoor ons Paulus praat hier van al die broers in die hele Macedonië. En dan besef ons maar, Paulus maak geen uitsondering nie. Maar hy sê, elke enkele een moet liefgehê word in die hele omgewing, in die hele streek. Moet elke gelowige liefgehê word, sonder uitsondering. Nou, 'n mens sal dink dat dit is dan 'n opdrag wat hulle kry om so al die broers lief te hê. Want Paulus gee ons gereeld opdragte aan gemeentes. So moet julle die evangelie beliggaam. Dit is seker 'n opdrag wat hulle kry. Maar Paulus skryf nie aan hulle om te sê, in die eerste plek, dit is 'n opdrag, julle moet nou begin om mekaar so lief te hê as 'n ideaal wat hulle moet nastreef nie. Nee, hy skryf aan hulle om te sê, dit is nie nodig om aan julle te skryf nie.
want julle kry dit reeds reg. Wat my betref, is Paulus hier besig om vir hierdie gemeente 'n reuse kompliment te gee, om te sê, ek het eintlik nie eens nodig om aan julle te skryf oor broederliefde nie, want julle kry dit al reeds reg. En nie net teenoor die mense in Thessalonika nie, maar teenoor al die mense in die hele Macedonië, die groter omliggende area. Nou, hoe gaan ek dit kan regkry om iemand anders dan so lief te hê? Soos Paulus my dan leer om iemand lief te hê. So, ek wil jou terugvat na die eerste hoofstuk van Thessalonisense, die eerste brief wat Paulus aan hulle skryf. En in 1 vers 4 skryf hy vir hulle, broers, geliefdes, ons weet van julle verkiesing. En hierdie taal, hierdie aanspreekvorms, help ons met woordeskat om te verstaan hoe die gemeente hulle alreedse identiteit nou moet verstaan. Hulle is geliefd. Nou, die woord hiervoor is agapemenoi, geliefdes. Dit word hier geskryf in die perfekte, maar ook in die passief. Met ander woorde, in die perfektimiteitsvorm is dit 'n voorgaande handeling, iets wat in die verlede heeltemal afgehandel is, maar die effek daarvan duur voort. So, die feit dat ek 'n geliefde geword het, is iets wat heeltemal volledig afgehandel is in die verlede, maar die effek daarvan duur voort. Ek sal geliefd bly. Wie maak my geliefde? Wie hou aan om my lief te hê? Dit was in die passief geskryf. Met ander woorde, God is die agent. Hy is die een wat nie net van my 'n geliefde maak nie, maar ook aanhou om my lief te hê. En nou, as ek verstaan, wat is my alreedse identiteit? Wat beteken dit om geliefd te kan wees? Dan kan ek dit ook waag om ander mense lief te hê. So, ek gaan hulle dan lief hê, soos God my dan volledig lief gehad het. Maar my steeds aanhou om vir my lief te wees. Daarom skryf Paulus, lê julle self nog meer daarop toe om toe te neem in hierdie broederliefde vir mekaar, omdat dit nie net iets is wat afgehandel is in die verlede nie, maar die effek daarvan voortduur, as ek dink aan God se liefde vir my. En daarom het ek nodig om myself nog meer daarop toe te lê. Al kry ek dit selfs ook alreeds reg. Beteken hierdie liefde dat ek verskoon maar net alles, of ek regverdig verkeerde optrede of self misbruik wat daaronder gelowig is, mag bestaan? Nee, maar dit beteken dat ek begin om iemand anders te sien soos ek glo God my sien, met genade wat ek ook self nie verdien nie. Maar nou wil ek jou vra om jouself vandag te evalueer. Miskien sit jy vandag hier en sê, ek is bevoorreg om in 'n ouerhuis groot te kon word, waar ek kon leer wat is liefde. Miskien sit jy hier en sê, maar ek worstel om hierdie saak van liefde te verstaan, aangesien ek groot geword het in 'n ouerhuis waar ouers maar afwesig was, onbetrokke was, nie tyd gehad het vir my nie, my nooit gewys het wat beteken dit om werklik liefgehê te wees nie. Miskien sit jy vandag hier en sê, ek worstel om te glo dat God my werklik kan lief hê, want hoe kan God my lief hê as ek dan soveel slegte en ellendige keuses al in my lewe gemaak het? Miskien sit jy hier en sê, ek is vandag hier en ek worstel om myself lief te hê, want ek weet hoeveel seer en pyn ek al vir ander mense veroorsaak het. Hoe kan ek myself lief hê as ek dit onthou? Miskien sit jy hier en sê, ek worstel om ander mense te kan lief hê, want as ek weer seer kry deur daardie persoon naby aan my toe te laat, hoe gaan ek dit kan waag? En daarom worstel ek om lief te hê, want ek is te bang om weer seer te kry. Ek weet nie watter een van hierdie prentjies jou vandag die beste beskryf nie, maar ek wil jou kom herinner aan die godsbeeld wat ons kry met hemelvaart, wat ons nou in ons Pinkster gebruik. Hemelvaart het ons gesê, Jesus het opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, waar hy regeer. Hy is in beheer. En as ons hoor dat dit is die God wat my liefhet, dan is daar 'n uitnodiging, dat ek nie langer 'n gevangene hoef te bly van die seer, die mislukking, die sonde of die worsteling, wat my weerhou daarvan om lief te hê
of liefde te ontvang nie. Die uitnodiging behels om het te waag, om te sê, Here, dit is my worsteling, dit is my seer, dit is my sonde. Ek bring dit na U toe en ek kom bely dit, en ek kom sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here, ek wil my seer, my mislukking of my sonde kom bely, en sê, Here, begin deur my verhouding met U asseblief heel te maak. Help my om te glo dat U my liefhet. Help my om myself te vergewe vir die foute wat ek gemaak het. Gee my die genade om dan ander te vergewe wanneer hulle teenoor my oortree het en dit weer te waag om weerloos genoeg te wees om ander te kan lief hê soos U my reeds liefhet. Vanaand het jy weer 'n kans om te sê, Here, hier is ek. Ek bely. Here, ek wil lief hê. Here, wees my genadig. En hierdie is die gebed wat jy vanaand kan gebruik om dit in te vul aan die hand van jou verhaal en hierdie gebed jou eie te maak, sodat jy ook kan lief hê, soos Paulus ons beveel om mekaar lief te hê. Amen.